Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. Ek hoop jy 'n wonderlike Kersdag gehad het en dat jy lekker saam met vriende en familie kon kuier en kom ontspan. Nou vandag wil ek begin by 'n aanhaling wat op die oog afklink amper asof dit naïef is, maar eintlik gevaarlik diep is. Nou dit sê, when you discard arrogance, complexity and a few other things that get in the way, sooner or later you will discover that simple, childlike a mysterious secret known to those of the uncarved block. Life is fun. Nou as jy dit hoor, dink 'n mens baie keer, ag dis maklik om dit te sê. Dis oppervlakkig of dis nie realisties in 'n wêreld soos hierdie waarin ons leef nie. Want kom ons wees eerlik, die wêreld voel nie altyd soos fun nie. Dit voel swaar, kompleks en vol verantwoordelikhede, rekeninge, trauma, verlies, vrees, nuusopskrifte, mislukkings, oorlog, selftwyfel, al daardie goeters waarmee ek en jy so besig is. En tog die aanhaling begin nie met die woord van nie. Dit begin eers met weggooi, arrogansie, kompleksiteit en 'n paar ander dinge wat in die pad staan. Nou arrogansie klink soos 'n groot woord, maar dit wys baie subtiel. Dis daardie stem wat sê ek weet hoe die wêreld werk. Ek verstaan alles. Ek behoort beter te voel as ek alles net begin reg doen. Dis daardie innerlike druk om alles te moet uitfigure, om alles te moet beheer, om altyd ernstig te wees, want ernstig beteken vir ons volwasse. Kompleksiteit is nog ene. Ons maak alles so ingewikkeld. Ons dink dieper dink is altyd beter. Meer is altyd wysheid. As iets eenvoudig is, wantrou ons dit. Selfs in geloof bou ons dieselfde. Ons doen dit. Ons bou strukture en ons bou teologieë en dogmas en verduidelikings en stelsels. En intussen vergeet ons iets wat Jesus self gesê het. En hy het gesê, laat die kindertjies na my toe kom, want aan hulle behoort die koninkryk van God. Luister mooi, hy sê nie die slimstes nie, hy sê nie die mees ingeligtes nie, hy sê nie diegene met die meeste antwoorde nie, maar diegene wat reg is om te kan ontvang. Die aanhaling praat van the uncarved block. Nou dis 'n baie ou oosterse beeld, iets wat nog nie gekap, gevorm of reggemaak of verbeter is nie. Dis rou, eenvoudig en heel. En is interessant, die Bybel begin ook so. Voor alles ingewikkeld geraak het, voor skaamte en voor prestasie en voor die drang om te bewys. Dit begin net met lewe, net met wandel, net te wees saam met God. Maar iewers langs die pad het ons vergeet hoe om te speel, hoe om te lag sonder om skuldig te voel, hoe om teenwoordig te wees sonder om alles te ontleed of te judge. Ons het geleer dat die lewe ernstig is en ja, dit is, maar dit is nie net ernstig nie. Ek en jy dra swaar aan die laste wat ons nooit moes gedra het nie, soos verwagtings, vergelykings en daardie konstante gevoel dat jy agter is en uitmis. En dan wonder ons hoekom vreugde so skaars voel. Jesus sê dan, my juk is sag en my las is lig. Maar ons leef asof geloof nog 'n las is, nog 'n ding om reg te doen, nog 'n toets wat ons kan dryp. Miskien is dit omdat ons nie genoeg al weggegooi het nie. Nie verantwoordelikheid nie, nie wysheid nie, maar arrogansie, daardie idee dat alles swaar moet wees om eg en volwasse en reg te wees. En kinders weet iets wat ons al vergeet het. Hulle lag maklik, hulle verwonder maklik, hulle leef in die oomblikke, nie omdat hulle oningelig is nie, maar omdat hulle nie alles probeer beheer nie. En dis dalk die geheim. Lewe raak weer fun, nie wanneer alles reg is nie, maar wanneer jy ophou dink, dit moet eers reg wees voordat jy mag leef. Nie oppervlakkige pret nie, maar daardie diep, rustige vreugde wat sê, ek is hier, ek leef en God is naby my. Prediker sê daar is 'n tyd om te lag, nie eendag nie, nie wanneer alles klaar is nie, maar ook nou. So dalk is die uitdoorgang van vandag eenvoudig. Wat moet jy weggooi? Watter swaar, ingewikkelde, selfopgelegde las steel jou vreugde uit jou lewe uit? En dalk as jy dit laat gaan, sal jy iets weer ontdek wat jy lanklaas gevoel het. Nie omdat jy onvolwasse is nie, maar omdat jy vry is. Die lewe kan ook lig wees. Die lewe kan ook heilig en speels wees. En die lewe kan ten spyte van alles nog steeds van wees. Maar dan moet ons bereid wees om van die goeders ontslae te raak wat ons nie meer dien nie.
Ek hoop jy het 'n wonderlike dag en tot ons weer saam stap. Mooi loop.